Aan die einde van ons program uit die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 4 vanaf vers 1. Petrus en Johannes voor die Joodse Raad. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit te laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword en die aantal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, familiehoofde, skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas, Caiaphas en Johannes, Alexander en ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is. Juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dat maar ongeleerde en eenvoudige mense is. Die raadslede het hulle ook erken as die volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons aangaande hierdie mense maak, het hulle gevra. Dit is 'n onmiskenbare wonder wat deur hulle plaasgevind het. Dit is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar, om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met regimente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna die raad, die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: Julle moet maar self besluit wat voor God reg is. Om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk. Want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Hierdie gedeelte Handelinge hoofstuk 4 in die 83 vertaling. Vertel vir ons dat Petrus en Johannes na weldaad van genesing in die tronk gegooi is. Omdat die vyande van die kerk, van die nuwe kerk, die leiers van die kerk, van die bestaande kerk, bedreig gevoel het. En geweet het dat die naam van Christus versprei. Jy is die man wat hulle veroordeel het en laat kruisig het. Is dit nie telkens so dat as mense, soos ons ook behoort, vrymoedigheid neem en verkondig en praat,
dat mense in groepe verdeel nie. Ja, deel, aanvaar die woord, en deel nie. Maar ons besef een ding duidelik, dat Petrus en Johannes vol van die Heilige Gees se krag nie kon stil bly nie. Nie een van ons kan sê dat ons kan stil bly nie, of moet stil bly nie. As ons stil bly, is dit sekerlik beteken daarvan dat ons nie toelaat dat die Heilige Gees deeglik met ons praat, deur ons praat nie. Byna tyd van Kersfees, dit wat ons nader loop na Kersfees toe, geboorte van Jesus Christus gaan vier. Kom ons bly bewus elke dag, van elke geleentheid wat die Here vir ons gee om te getuig, praat, net soos Petrus en Johannes. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees deur ons werk, sodat dit kan waar word, dat ons soos hulle sal moet sê. Ek kan nie anderster as om te praat, want die Heilige Gees in die naam van Christus dring my om my dankbaarheid vir my verlossing. Nie omdat ek moet, omdat dit 'n swaar saak is nie, maar uit dankbaarheid. Is ons dankbaar genoeg? Dit sal sekerlik duidelik word deur dit wat ons doen, sê, deur ons getuienis, om te wys of ons dankbaar genoeg is. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.